Goeiedag, geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. So ons is besig om te kyk na die potensiaal van die woord en ons wil probeer agterkom of God se woord net autokraties doen wat hy wil of het ons ook 'n verantwoordelikheid. En om ons te help om by 'n antwoord uit te kom, het ek besluit om na die gelykenis van die saaiër te kyk. En ons het gister begin om die gelykenis te lees en vandag begin ons om in detail na Jesus se uitleg en verduideliking van hierdie gelykenis te kyk. So blaai saam met my na Markus 4 en dan begin ons vandag hier vanaf vers 14 waar Jesus begin met die saaiër saai die woord. En net sodat niemand hierdie woord kan verkeerd interpreteer nie, sê Lukas in sy weergawe van die gelykenis, die saad is die woord van God. Baie belangrike detail. Nou ek het al baie preke gehoor hoe dat mense hierdie gelykenis gebruik met 'n finansiële konnotasie en daar is sekere beginsels wat jy hieruit kan neem rakende finansies in God se koninkryk, maar dis nie wat Jesus se primêre bedoeling hier was nie. Hy het hier primêr verwys na die woord van God in die simbool van die saad. En vir die doel van hierdie reeks gaan ons dan ook so daarna kyk. Die saad is dus die woord van God. En die 4 verskillende tipes grond verwys na 4 verskillende tipes harte van die hoorders van die woord. Nou hierdie kan verwys na 4 verskillende tipes mense, maar ek dink ons is ook nie verkeerd wanneer ons na dit verwys in ons eie lewens as 4 verskillende stadiums van ons eie harte. In my eie lewe is dit verseker waar. Daar was 'n stadium as 'n jong seun, wat veral my ouma toe sy nog geleef het, my baie vertel het van die woord, en ek kan tot vandag toe nog 'n vers onthou wat sy my oor en oor geleer het. Psalm 119 vers 9, waarmee sal die jongling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. Maar my hart was hard, en ek het dit nie verstaan nie, en daarom was daar nie onmiddellik vrug nie. Later in my lewe het ek wel die woord gehoor en verstaan en ek is in 1989 gedoop, maar ek het toegelaat dat die sorge van hierdie lewe en baie ander dinge die woord verstik in my lewe en het kon nie die vrug dra waarvoor dit gestuur is nie. Deesdae is my hart baie meer sensitief vir die woord en baie meer ontvanklik vir die krag en die waarheid en die lewe wat die woord bring. En daarom kry die woord nou geleentheid om vrug in my lewe op te lewer. Maar nou kan ons dit ook nog 'n stappie verder vat, en dis dat daar ook onderwerpe in die Bybel is waarin ons op verskillende stadiums en seisoene van groei is. So het een persoon geen probleem om God te vertrou vir finansies nie, en lewer hy herhaaldelik 100voudige oes op in sy finansies, maar dan sukkel hy nog om God te vertrou vir genesing. Of iemand anders het weer 'n totale begrip daarvan dat hy die geregtigheid van God is in Christus en hy leef dit ten volle uit, maar hy sukkel dalk nog om God ten volle te vertrou met sy geldsaake. So ek gee al hierdie net vir 'n bietjie fondasie en konteks, sodat wanneer ons na hierdie gelykenis kyk, ons dit op onsself kan toepas. Maak nie saak hoe lank ons al 'n verhouding met Jesus het nie, want ons strewe moet aanhoudend wees om in alle fasette van ons lewe by die 100voudige oes uit te kom van Efesiërs 4:13, naamlik totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Om te kom tot die mate van die volle grootte van Christus. Man, daai moet ons goal wees. So kom ons begin met die eerste tipe grond, of dan die eerste tipe hart. In Markus 4:15 verduidelik Jesus dan, en dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Matteus voeg by dat hierdie is iemand wat die woord nie verstaan nie, en daarom kan die bose die woord by hom steel. Iets wat my onmiddellik opval ook, is dat hierdie die enigste tipe hart is, waar die vyand die gedeeltelike skuldige is, hoekom hierdie saad nie gegroei het nie. Al 3 die ander tipes grond was die kondisie en omgewing van die grond, die enigste bepalende faktor of die woord groei en 'n oes lewer of nie. En ek kom hierdie ding al hoe meer en meer agter onder gelowiges, en dit is hoe gemaklik ons geraak het met blame shifting, om die duiwel die skuld te gee vir alles en nog wat verkeerd loop in ons lewens. Luister 'n bietjie hoe praat mense. Dis die duiwel het dit, en die duiwel het nou weer dat, en die duiwel is nou weer los vandag, en die duiwel is nou weer lustig vandag, en die duiwel voor en die duiwel agter. Klink dit vir jou bekend? Maar as ek na hierdie gelykenis kyk, en spesifiek Jesus se uitleg daarvan, dan sien ek dat die vyand eintlik nie baie te doen het met hoeveel vrug die woord in ons lewens oplewer nie.
Selfs hier, in hierdie eerste geval, sê Jesus in Matteus 13:19, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Hoekom kon die bose die woord by hom steel? Want hy het nie die woord verstaan nie. Maar hy het ook nie werk gemaak daarvan om dit te verstaan nie. As jy iets van die woord nie verstaan nie, moenie net, daai is te diep en dit klink te ingewikkeld vir my, ek gaan maar aanbeweeg. As jy nie God se genesing verstaan wat vir my en jou beskikbaar is nie, moet dit net afskud en sê, daai is te moeilik vir my om te verstaan nie. Doen moeite en maak werk daarvan om dit te verstaan. Vra, lees boeke, kyk na preke oor genesing, kyk na getuienisse van mense wat al deur God genees is. Ons leef in die inligtingsera, inligting is oral om jou. Balanseer dit net, wees natuurlik net versigtig na wie jy luister, want daar is ook baie weer doktrines daar buite. Maar wat jy nie kan doen nie, is rondsit en niks doen nie. Vind uit wat is die erns hiervan, want as jy dit nie doen nie, gaan die vyand die bietjie wat jy al oor God se genesing gehoor het, by jou kom steel. En as nie ek wat so sê nie, dis wat Jesus ons leer. Die vyand se fokus is om die woord van God by ons te steel. Dis wat hy met Eva gedoen het, en dis wat hy met my en jou doen. Al wat hy haar gevra het was, is dit so dat God gesê het? Hy het haar net laat twyfel in wat God gesê het. Nou dis nie sonde as die vyand nonsens in jou ore kom fluister nie, maar ek en jy het nie nodig om hom te entertain nie. En in plaas daarvan dat Eva en Adam vir hom gesê het, man, vat jou paai en waai, begin sy 'n hele gesprek met hom, en hy kry reg om haar te laat twyfel in wat God gesê het, en die res is geskiedenis. En geliefde van Jesus, hy het nie nuwe strategie nie. En is eintlik scary, want wat 6000 jaar gelede gewerk het, en wat vir ons opgeskryf is vir ons waarskuwing, werk vraggies vandag nog vir hom. Maar ons het Jesus in ons, die hoop op die heerlikheid, en ons het die Heilige Gees in ons, en ons het die gedagtes van Christus, ons kan die woord verstaan, en ons kan die vyand weerstaan. Here, baie dankie dat U hierdie gelykenis vir ons opgeskryf het, sodat ons daardeur kan leer. Here, eerste wil ek sien en erken dat U woord het altyd 100voudige vermoë en potensiaal om 'n oorvloedige oes in my lewe op te lewer. Die fout is nooit by U saad nie. Help ons, Here, om deur hierdie reeks te erken en raak te sien dat ons hart moet voorbereid wees. Ons hart moet ontvanklik wees en ons moet die omgewing koester en oppas, sodat daai saad die oes kan oplewer waarvoor dit gestuur is. Dankie Here, U is so amazing God. Ons eer U vir die krag in die lewe van U woord. In Jesus naam, amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.